Goeiedag aan almal, ons is by ons 8ste opname of sessie en ons is nog steeds by Heidelberg Katekismus Sondag 1 en die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan hierdie tweede laaste gedeelte wat ons gedoen, die antwoord, hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop sal kan val nie. En dan alles moet inderdaad tot my saligheid dien. So Skalk, kom ons praat so 'n bietjie oor wat hierdie ding sê oor bewaring. En ek kan sommer net dink as mense nou dit, hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my Vader geen haar van my kop sal val nie. Maar ons verloor baie hare. Jy kan baie vrae uit hierdie ding uitkom. Wat? Kom ons praat hieroor. Ja, ek het gister vir iemand gesê dat die engele wat gestuur word om my hare te tel, het by my gee hulle dit vir die ou engel wat nie meer soveel energie het nie, want ek het nie meer hare om te tel nie. Weet jy, Marius, een van die wonderbare tekste in die Bybel is juis Matteus 22, die teks wat waarna hier verwys word. En Matteus 22 is vir my wonderlik om meer as een rede. Maar kom ons begin by die deel wat ons mee sal miskyk. En as ek nou sê ons, ek het dit vir jare lank misgekyk, omdat ek so op die my bewaring gekonsentreer het, dat ek nie gesien het daar staan, want word 2 mossies nie vir 'n Asarius, dis nou die 2020 vertaling, 'n Asarius is so 'n 16de van 'n denarius, en 'n denarius in daardie tyd was 'n werkers dagloon, so 'n 16de van 'n dagloon, word 2 mossies voor verkoop in by die tempel vir die baie arme mense om ietsie te hê om te offer. Nou, goed, word 2 mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie, en nie een van hulle sal op die grond val sonder julle hemelse Vader nie. So kom stop net eers daar. So, het is nie net van hare kloof nie, dit gaan hier oor iets groter. Dit gaan oor iets baie groter. Dink, weet jy, ek het nou die dag toe ek vroegoggend hardloop, ek is nou vriende met baie van die groter voëls wat langs die pad stap al. Ons groet mekaar al, die kolganse en die adidasse wat nog nie rondvlieg en lawaai nie. En nou die dag het ek 'n ou adida gesien wat baie kroes gelyk het, en ek gedink hy is op pad om dood te gaan. So 'n bietjie hartseer in my hart gekry oor die adida wat ek nou so gereeld sien. En maar ek het nie geklik, ek het eers later weer daaraan gedink. Maar die Here gee vir 'n enkel adida ook om. Jy het al so daar gedink, Marius. Ek weet, jy praat graag oor die ekologie. Ek ook. Die ekologie is vir my, God se skepping is vir my kosbaar, en wat ons met hierdie skepping aan die doen is iets allerverskrikliks. Maar as ons oor God se sorg praat, dan moet ons dit in die groter prentjie praat, van hierdie narratief. Dan moet ons dit in die groter prentjie praat, dan moet ons onthou, dat 'n mossie val nie eers op die grond, sonder die Vader nie. Is dit nie verbuisterend? En as jy sê, dit moet alles tot my saligheid dien, jy gaan nou seker nou net daarby uitkom, dan gaan dit oor iets groter, as ook net my eie saligheid om in die hemel te kan kom. Dit gaan oor my werk hier, dit trek my skielik nou in as deel van die skepping. Dit maak my deel van die skepping, want kyk, ons word medewerkers van God in hierdie wêreld, so as God so vir die mossies omgee, en regtig vir die mossies omgee, maar nou, dan is ons mos ook veronderstel om bietjie vir hulle om te gee. Maar weet jy, maar dis nie hoekom Jesus daai teks aanhaal nie, val my net op dat dit 'n deel is van die teks wat ons gewoonlik miskyk. Maar die punt wat Jesus wil sê is, God sorg
vir ons. En want die katekismes wil die hele tyd by ons self uitkom. Daarom weet ek het dit al vroeër gesê, maar ek gaan weer sê, Karl Barth, die groot Switserse teoloog, het gesê, die katekismes is eintlik die belydenis van die derde persoon, as ons nou praat oor die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Al word die Heilige Gees nie voortdurend genoem nie, ons sal 'n bietjie later volgende, of in 'n volgende opname, gaan ons bietjie praat oor die Heilige Gees. Maar word die Heilige Gees nie altyd so spesifiek genoem nie, is die Heilige Gees heeltyd teenwoordig in die antwoorde wat hier aangaan. Want as ons oor die drie enige God praat, het Vader, Seun en Heilige Gees elk 'n eie taakbeskrywing. En om kort te wees, ons sal later ook weer oor die Gees praat, maar om kort te wees, waar God aan die wêreld raak, doen God dit deur die Gees. Ja. Die Gees is God se, kom ons sê, amper vinger wat aan ons raak en aan die wêreld om ons raak. So hierdie hele katekismes met sy troos wil die heeltyd vra, waar raak die vinger van God aan jou? Ja. Dis is die eintlike punt. Waar raak God aan jou? En in hierdie spesifieke een praat hy oor ons bewaring. Nou, in die teologie, dis nou wanneer mense formeel oor God nadink en probeer om die Bybel behoorlik te verstaan, in die teologie is daar 'n vraag unde malum in die Latyn, van waar die kwaad. En die groot gereformeerde teoloog van die laaste klomp jare het gesê, dis 'n onbeantwoordbare vraag. Dit is 'n dooie vraag, dis 'n vraag wat ons nie moet vra nie. As ons oor die sonde wil praat en oor die kwaad, dan moet ons maar net dit bely. Maar ons kan nie help om te vra, jy weet, hoekom gebeur hierdie goed nou met my nie? Dit is deel van ons bestaan. Jy as dominee moes al baie keer gehoor het hoe mense sê, ek probeer dan so goed lewe, hoekom, ek het mos nou nie dit verdien nie, dominee. Maar ons is nie so goed soos ons dink. Maar ons is nie so goed soos wat ons dink nie, maar die vraag is, waar kom die kwaad vandaan? Want as ons praat oor die bewaring van God, en die hare wat getel is, maar die hare val uit, jy weet, ek bedoel, by wyse van spreke, daar gebeur slegte goed met ons. Daar's drie belangrike boeke oor die vraag geskrywe. Die oudste een waarvan ek, wat ek wil aanhaal is van C.S. Lewis. Hy het 'n boek geskryf in die 40er jare van die vorige eeu, met die titel The Problem of Pain. Dit was kort na sy vrou, vir wie hy ongelooflik lief was, aan kanker dood is, het hy oor hierdie goed gewonder. Maar hy het op 'n, ek wil amper sê, op 'n filosofiese en nie skriftuurlike manier nie. Kyk, hy was nie 'n dominee nie, hy was 'n letterkundige. En hy was prof daar by Oxford, 'n wonderbare gelowige mens, wat hy was eers 'n ateïs, en toe hy tot bekering kom, het hy gesê, het hy oor sy bekering geskryf, en gesê, I was dragged kicking and screaming into the kingdom of God. Ek wou nie daar wees nie, die Here het my ingetrek. En hy het van die wonderlikste goed geskryf, maar sy oplossing in The Problem of Pain, is dat God nou wel pyn in die lewe toelaat, want dit moet dien tot ons saligheid.
goed. En dan redeneer hy dit nie vanuit Bybelse hoek nie, maar uit 'n filosofiese, letterkundige, professorale, wil ek amper sê, maar gelowige hoek. Die opvolgboek het meer aandag getrek in ons wêreld, en dit was Harold Kushner, 'n Joodse rabbi wat hier in die 80er jare van die vorige eeu het hy 'n boek geskryf, When Bad Things Happen to Good People. Jy het hom ook gelees. Almal het hom gelees. Ons het hom almal gelees. Kushner sê gewoon, Kushner se oplossing is op die ou einde, God kan nie alles doen nie. Nou ons hou nie vreeslik van daai antwoord nie. Ek dink nie dis 'n goeie antwoord nie. Maar God kan nie alles doen nie, maar God kan by ons wees in ons nood. Daai deel van die antwoord hou ons van. Maar God kan by ons wees in die nood. Maar ons sukkel om dit te aanvaar dat ek in lewe en sterwe aan hom behoort. Ons sukkel. Kyk, dis nou ons begin, né? Dat jy moet lewe en sterwe aan hom behoort. So dit sluit dit in. Dit sluit dit nie uit nie. So dan moet die vraag vra, waarom gebeur dit? Ons sê wel, ons weet nie hoekom dit gebeur nie, maar jy moet aanvaar dat jy in lewe en sterwe behoort. En dan net skalk die ander ding, weer eens, ek dink terug, jy weet hoeveel van jou sukses het jou lewe gevorm? Hoeveel van jou mislukkings en jou swaarte het jou lewe gevorm? En dis amper vir my baie duideliker dat my lyding my meer gevorm het as my suksesse. Ja, dit is wat, en dis die derde ou, hy was prof by McGill, Douglas John Hall, hy het 'n boek geskryf, God and Human Suffering, waarin hy gewoon vanuit die kruis dink. Hy is die ou wat konsekwent vanuit die kruis van die Here Jesus dink, en wat vanuit die kruis wil leer oor hierdie goed. Maar dan sê hy, dat lyding is nie net altyd die resultaat van sonde nie. Lyding is God se manier om ons te laat groei. Pragtige goed wat hy skrywe, Douglas John Hall. Nou dink ek so, daar is op die oomblik 'n reeks op Netflix, Lost, van 'n klomp mense wat op 'n eiland, die vliegtuig val op die eiland, en dit is so 'n bietjie 'n mengsel van verskillende godsdienste wat in hierdie ding is. Daar's magiese gebeurtenisse en numerologiese gebeurtenisse. Mense moet by die goed verbykyk as jy dit kyk. Wat ek baie waardevol van die reeks vind, is die pragtige persoonlikheidsontwikkeling van die mense wat op die eiland gestrand is. Maar in alle gevalle wil hierdie regisseur of skrywer, ek kan nie mooi uitvind nie wat hy glo nie, maar wil sê dat deur seer kry groei jy. Die mense was lost, die titel wil eintlik sê hulle is verlore op die eiland, maar as jy in hulle lewens begin uitkyk, vind jy uit hulle was verlore voor die eiland. Hulle het kom genees op die eiland. Jare terug, moet ek gou vir jou die vertel, kom ek by 'n oud gemeentelid se seun, man op 'n vreemde manier uit. Hy bestuur toe 'n kafee op 'n klein kusdorpie. Ek wou eintlik geld trek en daar is nie 'n bank nie, 'n kitsbank op die dorpie gewees nie, en ek het na die winkeltjie toe gegaan om te vra of hulle vir my 'n cheque sal wissel. Dit was nog nie daar van cheques. En hulle sê nee, ek moet met die bestuurder gesels, en toe ek daar instap, toe sit die seun daar wat ek vroeër gesien het. Ek sê, hoe gaan met jou? Hy sê, dit gaan uitstekend. En toe vertel hy vir my storie. Hy sê, hy het hierdie geweldige klomp geld gehad, en hierdie groot maatskappy, en toe loop 'n familielid in, wat deel van sy maatskappy was, om in, en hy stap kaal daar uit. Maar ek bedoel, hy sê, hy het nie 'n sent toe hy daar weg is nie, hy het net skuld. Hy sê, ek sê, och man, dis verskriklik, ek is so jammer. Hy sê, nee, hy sê, dis wonderlik. Hy sê, weet hoe die Here my gered? Hy sê, ek was besig om my gesin te verloor. Ek was besig om my lewe te verloor. Ek was al agter die geld aan. Skielik vat hy dit alles weg. Hy sê, dis die beste ding wat die Here nog ooit aan my gedoen het. Alles werk mee ten goeie
vir die wat hom liefhet. Ja. En dit moet ook weer, ek het nou net weer hierdie week op 'n ander kant weer iemand wat iemand verloor het. En dan vra die vraag, gaan ek weer heel word? En vir so 'n persoon, jy weet wat nou vanoggend luister, klink dit oppervlakkig, maar jy moet dit vertrou. Jy moet mense kan nou getuig van dat hulle deur seer kry, weet verander is en dit in goeie vir hulle meer gewerk het, maar ek kan dink is baie mense vanoggend wat nog nie daar is nie en wat seer kry, net seer kry. Maar daai stuk vertroue, die stuk vertroue, jy word vanoggend omring deur iets groter net as jy. So ja, ons gaan in die einde van hierdie sessie kom so 2 vrae waaroor jy miskien met iemand kan praat of net oor kan dink. As jy in 'n groep is, kan julle dit bespreek. Eerste vraag, het jy al gehoor dat mense sê, waarom het dit nou gebeur? Ek het dit mos nie verdien nie. Julle kan daaroor praat nie. Volgende een, wat het jy beleef? Het jy al beleef dat iets slegs wat met jou gebeur het, uiteindelik vir jou goed was? So iets wat julle kan gesels met iemand. En dan, vir ons volgende sessie, ons graag hê dat julle oor die volgende vraag dink. Kan 'n mens seker wees dat jy die ewige lewe het? Moet jy nie maar wag en kyk nie. Tweede vraag, wat sou tog die hooftaak van die Heilige Gees wees? En dan die derde ene, wanneer ontvang jy die Heilige Gees? En kan jy weet dat jy hom in jou het? Tot ons volgende sessie.